Ek groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker op hierdie maandag, die 9de Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 07202022615. Jy weet, ek lees vanmôre so in die boek van Handelinge, toe die vroeë gemeentes basies gestig was, toe die disippels van Jesus rondgetoer het en die evangelie van Christus verkondig het. Gemeentes is geopen, hulle het van huise af kerk gehou. Hulle het rondgegaan en die woord verkondig en daar was 'n hongerte gewees. 'n Hongerte. En hier by Handelinge 20 lees ek van vers 7 af. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy het sy rede gerek tot middernag toe. Jy weet, toe ek in teologiese skool was, toe gee hulle vir ons 'n tyd om te preek. My eerste preek het ons 15 minute gekry om 'n preek te doen. Vir toets, vir eksamen. En so as jy gepreek het by 'n kerk, dan kry jy tussen 30 minute en 45 minute om jou preek te doen. Die res was sang en so aan. Hierdie mense het nie 'n tyd gehad nie. Paulus het gepreek tot middernag toe. Tot middernag toe. En daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle vergader het. En 'n sekere jong man met die naam van Eutychus het in die venster gesit en weggesink in 'n diepe slaap. Want onthou, die lampe wat hulle gebrand het, was 'n olie. Ons kan dink wat 'n reuk was in daai vertrek gewees. Met 'n klomp mense daar binne was daar nie baie goeie ventilasie dalk gewees nie. Daar was dalk nie 'n windjie wat gewaai het om die gas van die lampies weg te neem nie. En die seun, jonge man, het aan die slaap geraak in die venster en hy het afgeval van die 3de vloer af. En hy is dood, opgetel. En Paulus het onder toe gegaan. En hy val op hom en hy slaan sy arms om hom en sê, moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom. En hy was nie verder bekommerd nie. Jy sien hoe die geloof hier gestaan het. Hierdie mense se harte was andersters. Die hongerte was andersters, die begeertes was andersters. Die woord, die evangelie was vir hulle so belangrik. Paulus het net gesê, sy lewe is in hom en hy het opgegaan, hy het brood gebreek. Vers 11, en hy het boontoe gegaan en brood gebreek en geëet, en nadat hy nog 'n geruime tyd gespreek het, tot dagbreek toe, het hy vertrek. En hulle het die seun lewendig huis toe weggebring, en was uitermate toe getroos. Maar ons het vooruit op die skip gegaan en afgevaar na Assos, waar ons van plan was om Paulus aan boord te neem, want so het hy dit bestel, omdat hy self te voet sou gaan. Jy sien, van middernag af, 5-6 ure gepreek. Maar vandag wil die mense in moderne plekke sit met ligsversorging, met komberse en met die beste dinge. Wanneer 'n uur verby is in die kerk, dan begin die mense se gemoed sak. Dan luister hulle nie eens meer na die woord nie. Want alwaar hulle nou dink is die ander dinge wat hulle by die huis wil doen. Of na die restaurant toe waar hulle wil gaan. Waar is die hongerte vir die woord? Waar is die hongerte vir die evangelie? Jy sien, in daardie tyd van die Jode, van die Israeliete, van die disippels,
was daar verdrukking. Die Romeinse mag was in beheer van Israel. Dit was nie lekker nie. Mense was nie so vrylik soos wat baie lande vandag is nie. Ja, ons sien oorloë en gerugte van oorloë vandag en baie mense is in vrees. Maar hoekom is daar nie 'n hongerte vir die woord nie? Hoekom wil mense 'n tyd beperk aan Jesus Christus? Hoekom wil mense beperkte tyd gee aan die woord van God? Hoekom is daar nie 'n hongerte vir die evangelie vandag nie? Hoekom kan mense nie by mekaar kom en 2-3 ure vir hulle niks is om te aanbid, om die woord te hoor, om die evangelie te hoor? Waaroor het Paulus toch gepraat? Vir 10 uur lank, vandat hy begin het daai aand tot middernag toe. Hoe lank het hy gepreek? Daar staan het, hy het lank gepreek. Kom ons sê, dis 2 ure, 3 ure. Maar van middernag tot dagbreek was ten minste 5 ure. Ten minste 8 ure dalk wat hy gepreek het. 8 ure. En ons kla oor die minste dinge. Want dit gaan nog te goed. Jy sien die wêreld verander, hoekom? Hoekom verander die wêreld so? Hoekom is daar sulke groot verdrukking? Want dit is eenvoudig. Dit is eenvoudig. Ons gee God nie die eer wat hy moet kry nie. Ons aanbid hom nie soos ons moet nie. Ons soek hom nie in alle erns nie. Ons beperk sy tyd in ons lewe daagliks. Ons beperk sy tyd. Tog is hy die skepper van hemel en aarde. Hy moet meer gedien word, hy moet meer geloof en geprys word. Wie is ons? Wie is ons? Wat met hoogmoed rondloop en dink, ons verdien dinge. Wat dink, ons is belangrik. Wie is ons? Ons gee God nie die eer nie. Nie wat hom moet toekom nie. Ons gee Christus nie die eer nie. Nie wat hom moet toekom nie. Hy wat sy lewe geoffer het, hy wat die kruis gedra het, wat swaar gekry het vir jou en my, ons gee hom nie die eer wat hom moet toekom nie. Ons gee hom nie genoeg tyd nie. Ons aanbid hom nie lank genoeg nie. Ons wil hom beperk in ons lewens. Ja, dink daaroor. Daarom sal hy ons beperk met sy tyd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar, Here, vir 'n nuwe dag, 'n nuwe week wat U vir ons gee, Here. Deur U genade, deur U liefde, Here. Vader, vandag vra ons, Here, dat U ons sal vergewe, omdat ons U tyd beperk in ons lewens. Vader, laat ons soos Paulus wees wat ons hier lees, Here, dat ons meer wil hê, meer wil gee, meer wil doen, U meer wil eer, U meer wil dien, Here, U meer wil loof en prys, Here, in die naam van Jesus Christus. Weet ons, Here, dat ons beperk U te veel. Laat ons wees soos Paulus, Here, en nie dink aan die tyd wanneer ons U aanbid nie, wanneer ons U van U praat nie, Here. Dat die tyd vir ons geen kwelpunt is nie. Vader, dat dit vir ons ook sal lekker wees en maklik wees om 5 ure, 8 ure te aanbid, Here, om U te loof en te prys, om van U te spreek, Here. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Dankie vir hierdie week, dankie vir hierdie dag, Here. Dankie, Here, vir dit wat U vir ons gee en doen, Here. Dankie vir die genade, dankie vir die kruis, Here. Vader, aan U kom al die eer toe, al die danksegging, in Jesus Christus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.